So waar het ek 'n ding gelees laasweek wat sê Dawid het Goliat verslaan, maar hy het verloor teen Batseba. Vleeslike begeertes is die ware reus wat ons nog nie verslaan het nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is wonderlik, is vir my lekker, is 'n voorreg om jou op hierdie klein Saterdag op Woensdag, die middel van die week te kan groet. Gaan dit goed met jou? Ek vertrou so. Ek wil vanmôre gou 'n bietjie met jou deel oor hoe 'n ou moet werk en hoe 'n mens moet deel met 'n ou se vleeslike begeertes. Want ek wil gou vir jou hierdie ding lees wat ek nou laasweek raak gelees het. Hierdie ou sê Dawid het Goliat verslaan, maar hy het verloor teen Batseba. Vleeslike begeertes is die ware reus wat ons nog nie verslaan het nie. Efesiërs 2 vers 1 tot 6, ek lees dit gou vir jou. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van die nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered daarvan, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Jy weet, alle mense, ek en jy, ons almal besit vleeslike begeertes en dit vorm tog deel van die mense bestaan en 'n ou se voortbestaan hê. Maar as hierdie vleeslike begeertes sondige tendense aanneem, het dit tog die vermoë om 'n mens 'n slaaf van sonde te maak, of om die mense God gegewe doel en roeping te verongeluk. As jy nou net dink aan Dawid, amper het hierdie man daarom 'n groot fout begaan wat sy hele roeping tot niets sou maak. En natuurlik stel dit 'n mens bloot tot God se wraak, want in daardie sonde toestand is ons onder die mag van die gees in die lig, Satan se gees, en is ons geestelik dood, soos wat Efesiërs sê. Nou Salomo sê daar in Spreuke 21 vers 25, hy sê die luiaard se begeertes maak hom dood. Spreuke 11 vers 23, die begeerte van die regverdige is net en goede, maar die hoop van die goddelose, sy begeertes, is 'n strafgerig van toorn. God het in Kain gesê, Kain, daar in Genesis 4 vers 17, hy sê die sonde se begeerte is na jou, en dan kan ons verstaan, as sonde se begeerte na jou is dit om sonde jou begeerte te maak. En dis wat Dawid, en nie net Dawid nie, maar soveel ander in die Bybel, en heel moontlik baie wat nou ook na my luister ook beleef het. Nou ja, dis 'n kort opsomming van die gevare van die sondige begeertes, en wat jy heel moontlik ook mee worstel vanoggend, en dan moet ek dit ook kan hokslaan, en dis waaroor ons vanmôre gaan gesels, hoe deel 'n mens met hierdie verkeerde begeertes. Nommer 1, kyk my maat, Jesus moet jou help. Heel eerste, soos jy weet en beleef het, is dit vreeslik moeilik om te deel met 'n ou se sondige begeertes, met goed soos pornografie en games, sosiale media, geld, status, jy weet, 'n aanhang, om 'n skindertong te hê, om aan drank verslaaf te wees, afhanklik te wees daarin, en natuurlik ander afhanklikheidsdinge, soos wat 1 Johannes mos van praat, hy sê dit is die welis van die oë en die vlees en die trotsheid van die lewe. So moeilik, is dit dat jy weet, baie nie uit hulle self kan deel met hierdie vleeslike begeertes, en dan gaan hulle na baie raadgewers toe, en dan oorwin hulle steeds nie. Na vele sessies, en beradings, en medikasies, en raadgewers, en dan verval jy, maar net weer terug in jou ou begeertes. Hoekom? Want Paulus sê, jou begeertes is gestuur en onder die mag van die prins van die lig, Satan, en jy kan nie as mens teen 'n engelwese beklei nie, jy benodig 'n hoërhand, dis die ding, en die hoërhand is Jesus Christus, Efesiërs 2 vers 4 tot 6, hy sê,
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur hierdie misdaad, hierdie vleeslike begeertes, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Dis genade, dis Christus, dis God wat ons moet opwek, wat ons moet losmaak, wat ons moet vrymaak en dan saam opgewek, saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. God moet vir 'n oue werk doen, man. Die Here moet jou help. Hou op self probeer en sukkel. Jy moet by die Here uitkom. Jou eerste stap tot oorwinning is om in opregtheid en desperaatheid by Jesus uit te kom en te erken dat Jesus Christus die enigste prins hoër is as die Satans prins wat jou kan help. En jou verkeerde begeertes moet jy bely, my maat. En jy moet roep om hulp na Jesus en Jesus sal die houvas van die begeertes breek. Dis wat die Bybel sê. En dis wat ons glo. Nommer 2, prioritiseer jou geestelike lewe. Jy het tot nou toe het jy net so oppervlakkig, net so hier en daar, het jy die Here gedien en jy sien of jy het gedink dalk jy die Here gedien of jy die duiwel gedien en jy sien waarheen het dit jou gevat. Wat het dit gedoen met jou lewe, jou geestelike lewe, jou huwelik, jou gesin, jou besigheid? Jy het gesien wat jou vleeslike begeertes in jou gedoen het. So prioritiseer nou jou geestelike lewe. Sit Jesus nou eerste in jou lewe. Die geestelike dinge van die Here moet prioriteit geniet, want dis geestelike dinge wat jou vasgemaak het in sonde en dis die geestelike dinge van God wat jou vry gaan maak en jou vry gaan hou. Nommer 3, vind uit wat is die dinge wat God begeer en dan volg jy dit na, nou dat jy vry is. Vind uit wat is die dinge wat God begeer en dan volg jy daar die begeertes na. Kyk 'n bietjie wat sê Dawid in Psalm 51, nou dat hy tot besef en belydenis gekom het en vir sonde vergifnis gepleit het. Daar in Psalm 51, en juis omdat hy geval het, jy weet, in hierdie wandaad met Batseba, toe vra hy Here, en hy sê en hy besef, Here, U het 'n welgevalle in waarheid in die binnekant. U begeer nie slagoffers nie. Wat begeer die Here? U begeer 'n gebroke en 'n verslae hart, een wat afhanklik is van die Here vir 'n mens, 'n totale mens wees. Vind uit wat is die dinge wat God begeer en volg dit na. 1 Korintiërs 14, ons moet begeer na geestelike gawes en gaan delf 'n bietjie verder in die woord. Ek kan jou heel môre besig hou met wat God begeer. Maar gaan doen 'n bietjie self daardie ondersoek. Nommer 4, verander jou begeertes. Galasiërs 5 vers 1, lees dit 'n bietjie. Staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het en laat jou nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Ja, Paulus praat hier van die wet, maar dit geld vir die sonde ook, man. Jy moet vry bly. Jy moet nie weer vasgemaak word deur jou begeertes nie. Hoe doen jy dit? Jy verander jou begeertes nou nadat jy hierdie stappe gevolg het, nê. Nou moet jy jou begeertes verander. Jy moet aanpas. Jy verander nou jou tydsverdryf. Jy spandeer eerder tyd met jou vrou of met jou man in werklikheid as met pornografie op die net. Kry vir jou in die plek van games werklike tydverdryf wat gesond en opbouend is vir jou en jou huwelik en jou gesin. Doen iets wat julle as gesin kan beoefen, want so bewerk jy 'n goddelike lewe, 'n goddelike orde en 'n goddelike huishouding. Dis om net nou 'n paar voorbeelde te gee, want 'n mens is nou maar 'n bietjie beperk vir tyd, nê? Jy verstaan mos nou. Nou hierdie is kort en kragtig 4 riglyne. Is daar meer? Sekerlik, man, daar seker baie, maar hierdie is 'n vaste fondasie. So prys die Here, dis tyd om vry te kom. Kom los van die Satan en sy begeertes wat jou so kelder. Kom los. Kom vry in die Here. Blessings, kind van die Here, seën van die Here vir die res van hierdie week tot Vrydag. En gesels ons verder uit God se woord. Blessings.